Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels, ek wil 'n vraag vra. Het jy jou grys hare opgemerk? Het jy jou grys hare opgemerk? Ons skriflesing is uit Hosea, hoofstuk 7, verse 8 tot 10. Hosea, hoofstuk 7, verse 8 tot 10. En terwyl ons dan die woord van God oopmaak, kom ons maak die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, ons is so dankbaar dat U vir ons die voorreg gee om na U toe te kom as U kinders. Dat ons by U voete kan sit om te kom leer en vir U te vra, Here, breek U woord vir ons oop. Here, en vanoggend wys vir ons, lei ons, leer ons om ons grys hare raak te sien, Here. Seën elkeen wat luister vanmôre, Here, met geopende ore om te hoor, geopende verstand om te verstaan wat U vir ons wil sê, en harte wat oop is om die boodskap te ontvang en daar te bewaar. Here, en ek vra dat U my ook sal seën weer eens, Here. Raak tog my lippe aan en spreek U deur my, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees Hosea 7 vers 8 tot 10. Efraim, hy vermeng hom met die volke. Efraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Vreemdes verteer sy krag en hy bemerk dit nie. Ook is grysheid oor hom uitgesprei en hy weet dit nie. Ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, en tog bekeer hulle nie tot die Here hulle God nie, en ondanks dit alles soek hulle hom nie. Ons lees tot sover. Mag die Here vanmôre weer eens sy woord gebruik en dit ryklik aan ons seën. Geliefdes, daar was 'n man, sommer so 'n kort verhaaltjie. Daar was 'n man wat nog altyd baie trots was op sy pragtige swart dik hare. Maar dit het begin uitdun totdat daar uiteindelik net een eensame haartjie oorgebly het. En een oggend het hy wakker geword en na sy kussing gekyk en hy was verskrik om daardie laaste enkele kosbare haar op sy kussing te sien lê. En hy het uit die bed gespring en hy het ondertoe gehardloop en geroep, Martha, Martha, kyk, ek is kaalkop. Maar natuurlik gebeur dit mos nou nie so nie, nee. Geen man vergeet tog of laat na om sy eie kaalheid op te merk, sy kaalkop op te merk totdat die laaste haar eers uitval nie. Ek praat uit ervaring. In die vroeë 2000s het ek in die spieël gekyk en dan gaan 'n paar hare opgemerk wat heelwat laer op my voorkop was as al die res. En my eerste gedagte was, "Sjoe, ek het nuwe hare wat nou hier onder groei." Maar toe tref hierdie ongemaklike werklikheid my. Daai hare was nie pioniers in 'n nuwe gebied nie. Hulle was die min sukkelende oorlewendes. Die res het alreeds na hoër grond toe teruggetrek. En dieselfde geld vir grys word. Niemand word grys sonder om dit op te merk nie. Onthou jy toe jy jou eerste grys haar ontdek het hulle dalk uitgepluk. Maar gou besef jy dat as jy daarmee aanhou, gaan jy met 'n kaalkop sit, dit gaan jou volgende probleem wees. Miskien het jy toe die kleurel oplossing gekies, of anders het jy vir jouself gesê, nee wat, dit laat my meer volwasse lyk. Maar die punt is, niemand word grys sonder om dit te weet nie. Of doen hulle tog, gebeur dit tog. Want die profeet Hosea het geskryf oor so iets wat met die nasie Israel gebeur het. Ons lees in vers 9b van hoofstuk 7, ook is grysheid oor hom uitgesprei en hy weet dit nie. Die profeet het nie van fisiese grysheid gepraat, grys hare nie, maar eerder van geestelike grysheid. Die nasie was in 'n geestelike agteruitgang en die tekens van swakheid en ouderdom was duidelik en tog was die nasie onbewus van die situasie. En dit is maklik om myself te mislei oor hoe oud ek is. Ek onthou byvoorbeeld 'n pad wat ek altyd gestap het jare tevore en ek kan dit mos weer doen. En dan probeer ek dit en dan skree my seer liggaam vir my, wat dink jy, doen jy? Jy is nie meer jonk nie.
maak dikwels 'n grap met myself terwyl ek so op 'n pad stap wat ek 'n paar jaar tevore gestap het, en dat interessant hoe hulle hierdie roete nou baie steiler gemaak het as die laaste keer wat ek het gestap het. Maar of dit nou toenemende grys hare is wat duidelik behoort te wees, of met my brein wat my verouderde liggaam mislei oor hoe oud ek werklik is, Hosea se punt is dat mense wat bely dat hulle God ken, in werklikheid en geestelike agteruitgang kan wees, en tog weet hulle dit nie. Hy vra ons basies, is dit moontlik dat jy geestelik grys word en dit nog nie opgemerk het nie? Nou onthou die apostel Paulus het die Korintiërs vermaan in 2 Korintiërs 13 vers 5, hy sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is, stel julle self op die proef, of is julle nie seker van julle self dat Jesus Christus in julle is nie, as julle ten minste nie verwerplik nie, is nie. En daarom is dit nuttig om noukeurig in die spieël van God se woord te kyk en te vra, het jy jou grys hare al opgemerk? Sien, Hosea het geprofeteer kort voordat die noordelike koninkryk in 722 voor Christus deur Assirië ingeval is. In die laaste helfte van die 8ste eeu voor Christus, lees ons, was die mees onstuimige en beproewende tyd in die geskiedenis van Israel voor die ballingskap, volgens my ESV Study Bible. En van die 6 konings wat in die noordelike koninkryk, wat Hosea hier Efraim noem, regeer het gedurende die 30 jaar voordat Assirië dit verower het, 4 van hierdie 6 hulle voorgangers vermoor. En ons sien die nasie het bely dat hulle God se volk is. Hulle het deur al die uiterlike aksies van godsdienst gegaan, maar hulle was moreel en geestelik bankrot. Hulle het gode van hulle eie maaksel aanbid, en hulle het hulle self besoedel met egbreuk en geweld, en tog het hulle beweer dat hulle God ken. En daarom vra die profeet vir Israel, het jy jou grys hare opgemerk? Hy maak hier die punt dat vermenging met die wêreld en halfgebakte toewyding lei tot onbewuste geestelike agteruitgang. En vermenging en halfgebak is bakkersterme. Efraim is gemeng of het vermeng of is geknie soos deeg met die nasies. Of hulle het soos halfgebakte, ons kan sê 'n pannekoek, want hierdie brode, roosterbrode was soos pannekoeke, het hulle geword. En as gevolg daarvan het die nasie nie die tekens van geestelike agteruitgang self herken nie. Kom ons kyk eers, 'n vermenging met die wêreld lei tot onbewuste geestelike agteruitgang. Toe God Israel geroep het om sy verbondsvolk te wees, het hy oor en oor aan hulle verklaar, julle moet heilig wees, want ek is heilig. Levitikus 11 vers 44 en 45, Levitikus 19 vers 2, Levitikus 20 vers 7, ons sien in Exodus 34 vers 12 tot 16, hierdie waarskuwing, hierdie vermaning. En om heilig te wees beteken om vir God afgesonder te wees, om aan sy karakter gelykvormig te wees, om afgeskei te wees van bekende sonde, om onderskei te wees van die gedrag en die denke van diegene wat God nie ken nie. Maar in plaas daarvan om onderskei te wees, het Israel in die heidense leefstyl van die nasies rondom hulle verval. Hulle het hulle gode aanbid, hulle het hulle immorele weë aangeneem, en hulle die wet van God verontagsaam. Ons lees dit vroeër in hierdie boek hoofstuk 4 vers 1 tot 3 en ook hoofstuk 4 vers 11 tot 14. Maar ek wil julle waarsku, voordat ons nou hier sit en ons tonge klap of sê, skande, wat 'n skande, moet ons erken dat heiligheid net soveel van 'n probleem vir ons is as wat dit vir hulle was. En eintlik miskien selfs meer so. Die Nuwe Testament waarsku herhaaldelik oor hierdie gevaar, soos ons in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 15 lees. Moenie in dieselfde juk moet trek saam met ongelowiges nie, want watter gedeelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming met Christus, of het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige. En Jakobus sê in Jakobus 4 vers 4, julle egbrekers, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie?
Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. En Johannes in sy eerste sendbrief, hoofstuk 2, vers 15 tot 17 sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dit is maar net 'n klein voorbeeld van wat ons deur die hele Nuwe Testament lees. Maar ons sien dat hierdie verse trek 'n duidelike lyn in die sand. Of jy het God lief, of jy die wêreld lief, maar nie albei nie. Wêreldsheid is in sy kern 'n saak van die hart. As jou hart deur die wêreld gevange geneem word, dan sal die dinge van die wêreld, sal jy hulle lief hê. En as jou hart deur die liefde van God gevange geneem word, dan sal jy na hom en die dinge van God getrek word. En die enigste manier waarop ons harte verander kan word, sodat ons God lief het, is deur die bonatuurlike nuwe geboorte. Om wêrelds te wees is om volgens dieselfde beginsels te werk as diegene wat God nie ken nie. Dit is om te dink en op te tree uit selfsug en wellus en gierigheid en trots en persoonlike ambisie. Dit is om selfsugtige begeertes te hê vir die dinge wat jy nie het nie en 'n sondige trots op die dinge wat jy wel het. En eerder as om te leef om God wat die harte ondersoek te behaag, probeer die wêreldse persoon mense beïndruk wat dinge uiterlik bekyk. En David Wells in sy boek Guarding the Wasteland beskryf wêreldsheid as volg. Hy sê dit is daardie stel praktyke in 'n samelewing, sy waardes en maniere om na die lewe te kyk wat sonde normaal laat lyk en geregtigheid vreemd laat lyk. En jare voordat die internet en selfoon uitgevind is, het David Brennan geskryf in RBC Discovery Digest. Gestel jy wil die denke van 'n hele nasie verander. Kom ons sê byvoorbeeld dat jy die mense wil laat dink dat rooi groen is. Hoe sou jy dit doen? Een idee sou wees om ongeveer 60% van die burgers 1 keer per week in 'n paar min gebruikte geboue bymekaar te laat kom en ongeveer 'n uur te neem om hulle van jou idee te probeer oortuig. Maar dit sal waarskynlik nie werk nie. 'n Beter plan sou wees om hulle 8 tot 10 uur per dag voor 'n televisiestel te laat sit. Laat die mense baie programme kyk waarin bekende mense demonstreer dat rooi eintlik groen is. En maak ook seker dat die burgers die res van die tyd aan radio gekoppel is, sodat jy 'n paar mense harde liedjies laat sing oor die pragtige groen skakering van rooi. En stel ook duisende teaters op waar mense kan ontspan en vermaak word deur te lag vir die absurde idee dat rooi eintlik rooi is. En as 'n aanvulling kry jy boodskap in boeke en tydskrifte en koerante. Geliefdes, dit is presies wat met byna die hele wêreld en veral wat homoseksualiteit betref gebeur het. Deur TV, video's, die internet en ander media, sosiale media uit die wêreld, almal gebombardeer met die boodskap dat hierdie sonde normaal is en dat diegene wat dink dat dit sonde is, eintlik die vreemdelinge is en die sondebokke is. Oor die hele wêreld sien ons wettig lande nou homoseksuele huwelike, dat dit nou die wet van die land is. En die hartseer is dat baie sogenaamde, ek sê dit in aanhalingstekens, Christelike kerke sluit hierby aan deur onberouvolle homoseksuele as leraars en as lede aan te neem. Dit is om met die wêreld vermeng te word. Soos Jesaja 5 vers 20 verkondig, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Beide Jesaja en Hosea wil hê dat ons lewenstyl en ons waardes en ons doelwitte en ons verhoudingspatrone moet ondersoek om te bepaal of dit uit God se woord of uit die wêreld kom. As ons toelaat dat ons saam in die wêreld geknie word, dan sal ons geleidelik geestelik grys word sonder om dit eers te besef. En terwyl jy oor ons teks nadink vanoggend, vra jouself af, groei ek in heiligheid voor die Here? En indien nie, ondersoek dan jou prioriteite en jou skedule.
Sny 'n bietjie terug op daardie dinge wat jou in die wêreld se vorm indruk en vervang dit met dinge wat jou sal help om in godsvrug te groei. Maar daar's 'n tweede faktor betrokke by onbewuste geestelike agteruitgang en dit is halfgebakte toewyding lei tot onbewuste geestelike agteruitgang. Ons sien in Hosea 7 vers 8 die tweede deel, Efraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Soos ek vroeër sê, die koek waarna verwys word was amper soos 'n pannekoek. Dit is op warm klippe gebak en as dit nie omgedraai word nie, dan het dit aan die een kant gebrand terwyl dit aan die ander kant deegagtig gebly het. Kan jy jou voorstel dat jy pannekoeke in 'n restaurant bestel en hulle word aan die een kant gebrand en aan die ander kant nie gaar gemaak nie? Dit sal mos nou nie eetbaar wees nie, sal mos nou waardeloos wees. Maar Hosea sê, dit is hoe Israel is. Hulle was halfgebak in hulle toewyding aan die Here. Hulle die gewaad van godsdienst aangehaat, maar onder hulle het hulle 'n hart van perversie gehad. So hulle het belydenis sonder praktyk, geloof sonder gedrag en geloofsbelydenis sonder gedrag gehad. Met ander woorde, hulle godsdienst het nie hulle daaglikse lewens beïnvloed nie. En soos die Here sê in vers 14, wou hulle hê dat God hulle graan en nuwe wyn moes gee, maar hulle wou nie vir God self hê nie. Hulle het hom geroep, maar nie uit hulle harte nie. Aan die ander woorde, hulle was soos 'n roosterkoek wat half gebak was, net aan die een kant gebak is. Hulle het bely dat hulle God ken, maar deur hulle dade het hulle hom verloon, soos Titus 1 vers 16 ook vir ons vertel. En daar is geen erger plek om te wees nie. In die boek van Openbaring was die kerk van Laodicea so. Dit was nie dat hulle teen God was nie, hulle was net nie heelhartig vir God nie. Maar God sê in Openbaring 3 vers 15 tot 16, was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. 'n Lauwarm Christen is soos 'n halfgebakte pannekoek, heeltemal nutteloos vir God. Hoe kan jy getuienis vir Jesus Christus wees as jy een voet in beide van die wêrelde het? Die wêreld sien die skynheiligheid, selfs al sien die lauwarm gelowige dit nie self nie. Onthou julle die verhaal van Jona? God het vir hom gesê, gaan na die groot stad Ninive en preek daar teen, en Jonas basies gesê, daar is nie manier nie. En hy het op 'n skip na Tarsus vertrek. En toe stuur die Here 'n groot storm, en in desperaatheid het die matrose uiteindelik die lot gewerp, om uit te vind wie die skuld vir die storm gehad het. En die lot het op Jona geval. En toe vra hierdie heidense matrose vir Jona, wat is jou nering en waar kom jy vandaan? Jona 1 vers 8. En toe sê Jona vir hulle, ek is 'n Hebreër, ek is 'n profeet van die Here God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het, en ek probeer van sy teenwoordigheid te vlug. En hulle reaksie in vers 10 is klassiek. Sê, wat het jy nou gedoen? En hulle sê, hoe kan jy so dink? Hoe kan jy dink dit kan werk? Hulle sien, Jona het nie gesien hoe dwaas sy gedrag was nie, maar hierdie heidense matroos, hy het dit duidelik gesien. Hy het nie die skynheiligheid van sy eie halfgebakte toewyding besef nie, maar die heidense matrose kon dit duidelik sien. Halfgebakte toewyding lei tot onbewuste geestelike agteruitgang. Hou God se spieël vir jouself op. Hoe is jou toewyding aan Jesus Christus as jy terugkyk op die afgelope jaar? Kyk na jou skedule, hoe spandeer jy jou tyd? Kyk na jou besteding, hoe spandeer jy jou geld? Moenie 'n pannekoek word wat nie omgedraai is nie. Derdens, onbewuste geestelike agteruitgang word gekenmerk deur verskeie kenmerkende tekens, en ek wil vanmôre net 5 noem. Eerstens, onbewustelike geestelike agteruitgang behels 'n geleidelike verlies aan krag. Hosea 7 vers 9, die eerste deel sê, vreemdes verteer sy krag en hy bemerk dit nie. En Hosea verwys hierna om die omliggende nasies wat belasting van Israel geëis het. En dit was hartseer stand van sake in vergelyking met die nasies se dae van krag onder koning Dawid en Salomo. Maar dit het geleidelik oor die jare gebeur sodat niemand dit opgemerk het nie. Totdat dit nou maar net normaal gelyk het.
En die nasie was, soos ek dink, as ek dink dat ek net so sterk is, soos toe ek in my jonger dae was, maar in werklikheid is ek nie. Is jy sterk in die Here en die krag van sy mag, soos Efesiërs 6 vers 10 sê? Ervaar jy konsekwente geestelike oorwinning oor sonde, beginnende op die denkvlak? Vertrou jy konsekwent op die beloftes van God se woord vir krag? Is jou gemeenskap met God vars en lewenskragtig? Of kan jy soos Samson wees wat so lank met die wêreld rondgespeel het dat toe Delilah sy hare afgesny en uitgeroep het, die Filistyne is op jou Samson, hy nie eens geweet het dat die Here van hom af weggegaan het nie? Tweedens, onbewustelike geestelike agteruitgang behels 'n afgewaterde siening van sonde en heiligheid. Hierdie mense was betrokke by verskriklike sondes, as ons hoofstuk 4 vers 11 tot 14 lees, en tog het hulle beweer dat hulle die Here volg. Die bose gees van die eeu het selfs die priesters beïnvloed. En Hosea het hierdie beskuldiging gegee in hoofstuk 4 vers 8 dat die priesters behaag geskep het in die sondes van die mense omdat dit hulle 'n inkomste in sondeoffers gebring het. Wanneer mense in geestelike agteruitgang is, maar dit nie weet nie, verwater hulle God se heiligheid en rasionaliseer hulle eie sondes. Hulle vergelyk hulle self met ander en hulle hervorm God in 'n God na hulle eie smaak. En ons het 'n voorbeeld hiervan gesien in die afgelope week. Het 'n gemeente hulle Bybelse opdrag uitgevoer, hulle het 'n brief van 'n gemeentelid gerig waarin hulle hom vermaan oor sy versuim om die byeenkomste by te woon. En hulle het vir hom 'n kans gegee en gesê dat hy 'n kans het om dit te herstel, om weer die gemeenskap van die heiliges by te woon. Anders sal die gemeente nie anders kan as om hom onder die kerklike tug te plaas nie. Wat absoluut Bybels is, hulle het hulle Bybelse opdrag uitgevoer. En hierdie man het gegaan en hy het dit op openbare media gesit, op sosiale media, op Facebook, en hierdie gemeente word verguis. Hierdie gemeente word van allerlei wandade beskuldig. En hierdie man word jammer gekry. En dit is mense wat geestelik grys word en dit nie besef nie. Want wanneer jy nader aan God kom, soos hy in sy woord geopenbaar word, dan word jy meer bewus van die dieptes van jou eie sondigheid. Soos Jesaja, toe hy die Here op sy troon sien sit het met die engele wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, roep dan uit, saam met hom, soos hy in vers 5 hoofstuk 6 sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. As geestelike agteruitgang 'n afgewaterde siening van sonde en heiligheid behels, dan behels herlewing altyd 'n ernstige besluit om persoonlike sonde te hanteer. En een belangrike rede waarom jy toegewy moet wees aan die gereelde viering van die nagmaal, is dat dit jou dwing om jou eie hart te ondersoek voordat jy deelneem. En derdens, onbewuste geestelike agteruitgang behels doofheid vir God se teregwysing. Soos ek nou die voorbeeld genoem het van daardie man in die gemeente. Hosea 7 vers 10 sê, ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, en tog bekeer hulle nie tot die Here hulle God nie, en ondanks dit alles soek hulle hom nie. Nou die NIV Bybel en baie kommentators interpreteer hierdie trotsheid van Israel as Israel se arrogansie. En dit is 'n moontlike betekenis. Alhoewel Israel se trots 'n getuie teen hulle moes gewees het, het hulle nie tot die Here bekeer of hom gesoek nie. Maar die Hebreëse woord wat hier gebruik word, kan die betekenis van verheffing of majesteit hê. En C.F. Kyle in sy kommentaar oor die Ou Testament in 10 volumes, hy is 'n geleerde Duitse teoloog, interpreteer hierdie frase as 'n verwysing na die Here, wat Israel se trots is, of veronderstel is om te wees. En hierdie frase kom ook voor in Hosea 5 vers 5. En as hy dit reg het, dan gebruik Hosea ironie om sy punt te maak. Hy sê dan basies, Israel spog dat hulle God se volk is, en tog weier hulle om te luister na die God in wie hulle spog. Maar hoe dit ook al sê, Israel was doof vir God se teregwysing.
En een manier om te bepaal of jy geestelik op of af is om te meet hoe jy reageer op die regwysing van God se woord of van sy mense. As jy dit afskud of dit op iemand anders toepas, maar nie op jouself nie, is jy in agteruitgang. As jy daar gaan kla en mense probeer kry om aan jou kant te wees, is jy in agteruitgang. En dan vierdens onbewuste geestelike agteruitgang behels onkunde oor geestelike behoefte. In vers 9 sien ons dit 2 keer basies wat sê, tog weet hy dit nie, tog weet Israel dit nie, of besef dit nie. Dit is vir almal anders duidelik dat die persoon in geestelike agteruitgang is, maar as jy hom sou vra, dan is alles is goed, alles is wonderlik. Die louwarm Laodisense kerk het gesê in Openbaring 3 vers 17, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Maar God se evaluering van hulle was dat hulle elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak was. Hulle moes eintlik hulle hartseer geestelike toestand raak sien. En G. Campbell Morgan het geskryf in verband met Hosea 7 vers 9 in sy boek Hosea, The Heart and Holiness of God. Hy sê, grys hare is nie 'n tragedie nie, maar die versuim om dit raak te sien is. Geliefde, is jy toenemend bewus van jou behoeftigheid voor God? Indien nie, word jy dalk geestelik grys, maar jy weet dit nie eers nie. En dan 5de, laastens, onbewuste geestelike agteruitgang word geopenbaar wanneer jy jou tot die wêreld wend, eerder as tot God vir hulp in 'n tyd van benoudheid. Israel is deur die heidense Assiriërs oorval, maar in plaas daarvan om hulle tot die Here te wend, het hulle tot hulle vyand gewend vir hulp. Hosea 5 vers 13 sê vir ons, toe Efraim sy krankheid sien en Juda sy sweer, het Efraim na Assur gegaan en na koning Jareb gestuur, of die groot koning Jareb gestuur, maar hy kan julle nie genees nie, en julle nie van julle sweer gesond maak nie. En hierdie kan verwys na toe Israel en Juda hulde gebring het aan Assirië in 2 Konings 15 vers 19 tot 20 en ons sien dit weer in 2 Konings 16 vers 5 tot 9. En soms werk hierdie metodes op die kort termyn. Maar dit is nie goddelik nie, dit is goddelose oplossings. En God bring beproewings in ons lewens sodat ons hom ywer sal soek en dieper in die ondeurgrondelike rykdom van Christus sal delf. Psalm 50 vers 15 en Efesiërs 3 vers 8 sê. Maar ek wil afsluit. Wat is die oplossing vir geestelike agteruitgang? Eerstens, evalueer jouself eerlik. Hoe teer mekaar is jy met die wêreld? Is jou toewyding halfgebak of aan beide kante gedoen? As jy bewus word van geestelike agteruitgang, keer dan terug na die Here. Soek hom. Hosea 6 vers 1 tot 3 en 7 vers 10. Psalm 130 vers 7 verklaar, want by die Here is die goedertierenheid en by hom is daar veel verlossing. En ons sien, Hosea is nie 'n tipiese hardnekkige profeet wat net ondergang profeteer nie. Hy is 'n profeet wat in sy lewe God se liefde vir sy eie sinnige volk uitgebeeld het. As jy die hele boek gaan lees, jy sien God het Hosea 'n vreemde opdrag gegee in hoofstuk 1 vers 2 om met 'n prostituut te trou. Stel jou 'n bietjie voor, in ons dag en tyd, hoe dit die nuus sou haal. Bekende prediker of bekende pastoor trou met prostituut. En dink wat sou die gevolg daarvan gewees het. En dan sien ons as verder lees, toe Hosea se vrou van hom afgedwaal het en uiteindelik op die slaweblok beland het God vir Hosea gesê, gaan, koop haar terug. En Hosea het gegaan en die prys betaal om sy eie oorspelige vrou terug te koop. En toe hy dit gedoen het, het hy haar nie as sy slaaf behandel nie, maar het haar teer lief gehad as sy vrou, soos ons in Hosea 3 vers 1 tot 3 lees. En dit is 'n pragtige beeld van God se liefde vir sy eie sinnige volk. Weerens G. Campbell Morgan het geskryf in The Voices of 12 Hebrew Prophets, sonde is in die laaste ontleding in sy verskriklikste vorm ontrouheid teenoor liefde. Dit maak God seer. God het die hoogste prys betaal, die dood van sy seun,
om jou van die slawemark van sonde te verlos en terug te koop. En hy het dit in liefde gedoen om jou sy bruid te maak. Herinner jouself dus gereeld aan God se groot liefde deur sy seun te stuur om jou van jou sonde te red. So ek vra vanmôre, as ek afsluit, het jy vanoggend enige grys hare opgemerk? God sal daarvoor sorg as jy na sy liefdevolle arms terugkeer. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, Here, ek dink elkeen van ons moet bely vanmôre dat ons grys hare, geestelike grys hare gekry het wat ons nie raak gesien het. Ons gaan voort asof ons hare nog pragtig gitswart en dik groei. Here, dankie vir hierdie boodskap, Vader, en ons vra dat U ons oë sal oopmaak, dat ons in die spieël van U woord kyk, dat ons grys hare sal sien, en dat ons na U sal wend vir hulp. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle tot hier geluister het. Mag hierdie vanmôre vir julle ook voedsel vir 'n hongersiel wees. Mag elkeen van julle in die spieël van God se woord kyk en julle grys hare opmerk. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet, en as dit die Here se wil is, dan kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar om weer eens van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.